Nou, sentraal in Rudy se verhale is 'n man vir wie mens geweldig lief geraak het. Cassie Kasselman, 'n buitestaande figuur, maar ook iemand vir wie elke leser dadelik 'n baie sagte plekkie ontwikkel. Nou Rudy, my eerste vraag aan jou is, wat was eerste, Cassie of die verhale? Het jy hom eers gevind en toe begin dink, ek moet hom in 'n boek sit, of andersom? Niels, voor ek daai vraag van jou wil beantwoord, wil ek hom net sê, dis my redelike senitergende ervaring om deur een van my Afrikaanse skrywers helde hier ondervra te word. Vir my is hy een van die bestes. En al wat ek kan sê is, julle vanaand klaar hier 'n boek van my gekoop het, gaan môre Bagen Boekstore gaan koop, Esther. Dis een van die lekkerste treinritte wat jy sal kan onderneem. Niels, snaaks, jy weet, Slaghuister was 'n snaakse boek, omdat ek die eerste hoofstuk geskryf het en nog nie 'n storie gehad het nie. Ek het net die idee vir die eerste hoofstuk gehad vir 'n boek. En soos die ding verloop het, ek besef maar ek wil eintlik maar 'n speurder in die ding inbring. En toe uiteindelik het ek op Cassie besluit en soos jy sal kan onthou van my eerste manuskrip, het ouma bietjie, jy weet, ek het nie geweet hoe het gaan werk regtig nie, omdat hy nou nie jou tipiese macho held is nie en bietjie versukkeld is en naïef is en deur mekaar is en so meer. Maar hoe meer ek oor Cassie skryf, hoe gemakliker is ek met hom en skryf ek lekkerder aan. Ja. Judas is net 'n kort, behalwe nou dat Cassie aan die swemel raak oor 'n nuwe buurvrou en daar 'n klomp moorde gepleeg word waar hy moet bietjie teruggaan na die verlede toe en sake van die verlede bekyk. Is die een sterk komponent van die boek gewy aan 'n syndikaat wat in die oorlogsjare, Tweede Wêreldoorlogsjare ontstaan het as 'n groep ouens wat eintlik net na hulle self omgesien het in hulle gesinne. En toe so mettertyd het dit toe nou al hoe erger geraak en soos die tweede en die derde geslag van die groep mense bygekom het, is daar na ander maniere gekyk en hulle was uiteindelik dan nou 'n roof en 'n moordbende wat amper 'n kultusleier as 'n baas gehad het. Ek het so 'n bietjie oor kultusleiers gaan navorsing doen en probeer om van daai eienskappe in een van die ouens in te werk. En dis maar waaroor die boek min of meer gaan en ek kan nou nie die einde ongelukkig weggee nie. Vir diegene wat dit nog nie gelees het nie. As ek net 'n bietjie oomblik by Cassie kan stilstaan. Vir iemand wat nou al te doen gehad het met van die ander speurders in die genre, is dit baie duidelik dat hy is nie regtig jou tipiese speurder nie. Hoe het jy op Cream Soda besluit? Ja, hy kon nie soos Benny Griesel harde hout gebruik nie, so ek moes iets anders kry en Cream Soda is my die beste oplossing. Ek hou self niks van Cream Soda nie, maar as kind het ek baie daarvan gehou. En dit was duidelik, weet toe ek aan hom begin dink het ek aan 'n oud kollega van my gedink wat saam met my gewerk het, nou oorlede is al. Wat Cassie se geaardheid het en bietjie sy nerdagtigheid het en so meer en dit my ook so bietjie geïnspireer. Maar ek het besef ek kan nie nog 'n Benny Griesel probeer skep of 'n Beeslaar of iets nie, ek moes iets heeltemal anders probeer. Ja, maar die een ding wat vir my altyd interesseer by jou is daai rol van ou geld en nuwe geld en mense wat in die nuwe bedeling soek vir maniere om alles te kry en groter te gaan. En dan al die keuses wat gemaak moet word. En die een ding wat vir my altyd interesseer is dat onderliggend aan jou verhale is daar tog 'n baie sterk morele kode. Wil jy nie 'n bietjie daaroor uitwy nie, want ek dink dis die een ding wat by jou baie sterk uitkom, sterker as by Chris of by Dion, is daai ding dat daar 'n samelewing in verval is. Ja, dit is moeilik om dit daar is 'n samelewing in verval en ek meen dis 'n gegewe. Met Judas Kus het ek byvoorbeeld gesoek na iets, 'n vonk vir die boek.
En ek het baie interessante dinge oor die polisie ook raak geloop. Daar was byvoorbeeld 'n instituut, wat sal nie wil nou sal kan nie by wat se instituut het die verslag uitgebring. Onder meer is daar bevind dat die polisie voor 1990, wat ons almal dink baie goeie polisiemanne was so ingestel om die ou bedeling en die politieke stelsel in stand te hou, dat hulle eintlik hulle oog van die misdaadbal afgehaal het. En dat dit veroorsaak het dat syndikate hier paddestoele opgespring het. En eintlik eers in 1991 het hulle besef, maar hier is iets soos georganiseerde misdaad en hier is 'n enorme klomp syndikate bedrywig in die land. En hulle was nie gerad daarvoor nie, want die roem van hulle polisiekorps was daar om die politieke stelsel in stand te hou, en die ouens nie meer geweet hoe om hierdie ander dinge te hanteer nie. So dit is 'n baie interessante feit. So ek dink die samelewing is oral maar bietjie het maar 'n nok gevat met ons politieke bestel en so meer. So ek dalk kom dit ook onbewustelik uit as ek skryf, jy weet dat ek baie ou geld en nuwe geld in die slegte ouens in Judaskus is nou ook 'n syndikaat wat natuurlik aanvanklik op 'n meer morele manier geld verdien het, en toe soos die politieke landskap verander het, hulle besef hulle kan nie meer op daai manier regkom nie, en daar moet nou ander maniere uitgevind word om hulle self te verryk. Nou, ek dink ons moet by 'n punt toe werk, en ek dink kom ons kyk 'n bietjie in die toekoms in. Dink jy Cassie gaan betrokke raak by 'n groot korrupsieskandaal? En gaan hy dalk 'n politieke rol begin speel? Kom ons fantaseer 'n bietjie oor wat gaan met Cassie gebeur. Dit is interessant, jy sê jy het my 4de manuskrip reeds gelees waar Cassie nou nog maar die polisieman is soos hy is. Ek werk al, ek wil dit nie nou al sê, en klink het of ek verskriklik vinnig skryf, maar ek werk al aan 'n 5de manuskrip. En dis nogal 'n manuskrip waar Cassie en sy binneste moet rondgrou. Hy moet begin vir homself 'n klomp dinge uitwerk. En dis baie lekker vir my om bietjie om Cassie se sielkunde in te klim. Want dis nie heeltemal tevrede met die polisie meer nie. Maar ek ken ook nie eintlik 'n ander uitweg nie. So dit is 'n interessante een, en of ek met Cassie gaan aangaan, ek sal met Cassie aangaan solank ek my uitgewer vir my sê dit is nog reg. Ek sal my maar lei deur Esther Karsten se riglyne wat sy altyd vir my stel, soos 'n juffrou vir my skryf my voor. En dan is my keerder hier aan my linkerkant wat my baie goeie raad altyd gee.